Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Pius! Hoor na jou. Goed. Dit sal die laaste keer wees. vir die mense wat nou nie weet nie. Ek het baie name en my voorletters is P-E-W en dan my van Stander. Tonight on the Pews. So al my Daar's net een Pius. So, ek kan raai wat my bynaam op skool was. Pew. In elk geval, kom ons Ernstige noot. eers 'n bietjie finansies en vandag is dan nou 3 uit 3 vir aftrede. Ons het die vorige 2 weke gesels, 2 weke terug eers oor hoekom mens 'n spaarplan of 'n aftreeplan moet hê. Goedjies soos wanneer gaan jy aftree, wat se tipe lewenstyl jy wil hê. Laasweek het ons gepraat oor 7 emosionele maniere om emosioneel voor te berei vir aftrede. En dan vandag gaan ons nou bietjie meer prakties gesels oor hoe om te spaar vir aftrede. So hier is nou fisies die finansiële adviesgedeelte waar dit nou inkom en hoekom dit dan nou belangrik is. Maar voor dit wil ek dan nou eers gou uit ieder gewoonte net 'n vinnige storie vertel. So partykeer dan berei ek nou 'n bietjie ligsinnige snaakse storie voor en dan ander kere het ek nou lus vir 'n bietjie dieper storie wat bietjie die Wat ligsinnig en snaaks is. wat die hartsnare kan trek. So gister het ek nou aan hierdie storie gekry en aan hom gewerk en ek toe nou Ek vertrou jou nie, Ernest. Nee, maar jy moet nou hoor. So ek dog toe nou hierdie is nou regtig 'n diep storie en ek het 'n baie diep les uit hierdie storie uitgeleer. En ek vertel dit vir die ouens by die kantoor, die ander boervermanne, en hulle lag hulle gatte af, maar dis donker humor dan, wat jy om te lag vir die storie. Ek dog dit is bitter diep storie, wat nie veronderstel is om snaaks te wees nie. Maar in elk geval, Toets ons. Nou wil ek self gegil terwyl ek dit vertel, maar in elk geval, hier is ons hierdie jong laaitie, hy is 7 jaar oud, hy is mal oor sport en veral allerhande martial art tipe sporte, maar hy het op 'n vroeë ouderdom het hy sy een arm verloor. In elk geval, en sy ma skryf hom toe eventually, na hy nou baie gevra het en geneg het, skryf sy ma hom in vir hierdie martial arts klas. Eers vra sy toe nou vir die sensei, hoor jy gaan hierdie werk? En hy sê toe, ja man, bring hom. Want hy is goed in martial arts. Maak hy arrest. In elk geval. Afdraande. Ja, hoe maak mens nou 'n storie diep? Ek wil net sê, die kan nie is verby. Martial. Ja, martial art. Ja. In elk geval, hy gaan toe na sy eerste klas toe en die sensei begin so half toe nou vir hom nou bietjie hierdie een move te wys. En volgende week gaan hy klas toe en die sensei wys vir hom dieselfde move. En week in en week uit doen hierdie ouetjie die hele tyd dieselfde move. Maar die ander kinders of die ander studente in die klas, hulle leer die hele tyd nuwe moves. En hierso na 4 of 5 maande gaan die ouetjie na die sensei toe en hy sê vir hom, luister, die ander kinders leer die hele tyd nuwe moves en jy leer vir my dieselfde move van die eerste dag wat ek hier gekom het, elke dag. En die sensei sê net vir hom, ek's 'n beer hierso. So na 'n hele jaar, toe kom die eerste tournament nou op, waar hy nou teen ander mense wat hy nog nooit ontmoet het nie, en hulle moet beklei. En die eerste fight kom met sy een move, in een move het hy daai ou plat. Daar wen hy sy eerste fight. Tweede fight, klaar. Vinnig klaar.
Hierso word dit nou ernstiger, want elke keer fight jy nou teen iemand bietjie groter en sterker, maar hy maak vir hulle klaar met die een move. Hulle weet wat kom. Hulle kry dit net nie gekeer nie. In elk geval, en hier kom hy in die final. En dis nou 'n groot, baie groter experience. Hy doen hierdie nou al lank. So dit vat toe nou 'n hele ruk om sy geleentheid te kry. Maar toe hy 'n halwe geleentheid kry, klap hy daai move, daar is die fight klaar. Daar wen hy die tournament. Na die tyd gaan hy na die sensei toe en hulle praat nou bietjie oor die ding en hy sê, "Jessie, hy kan nie glo, hierdie ouens het soveel moves, maar dit was maklik in die begin en bietjie moeiliker hier na die einde toe, maar elke keer werk hierdie move." En hy vra vir die sensei, "Hoe het jy geweet ek gaan met hierdie een move regkom?" En hy sê toe eerstens, weet jy wat, nee, daar's 2 redes hoekom jy die tournament gewen het. Die eerste rede is, jy het een van die moeilikste moves in martial arts 'n hele jaar lank net daai een move gewen. Hy sê, en die tweede rede hoekom jy gewen het, is die enigste manier om daai move te counter, is hulle moet jou in jou linkerarm gryp. Maar hy vang het nie, hy het nie 'n linkerarm nie, onthou. Hy kan hom nie gryp aan sy linkerarm nie. Dis die eerste countermeasure. Jy kan hom nie verdedig as jy die move wil defend. Dan moet jy hom aan sy linkerarm gryp en hy het nie 'n linkerarm nie. O, die ou begin met die ou het nie 'n linkerarm nie. Is dit die ding? Ja, hy het net een arm. Maar hy het die begin van die grap gehad. Maar hy het dit aan ander goed hier so. Maar in Hy het alles gehoor. Dis is hard. Hy het by Marshall vasgehak. Hy is nou nog weer. Dit was 'n goeie joke. in elk geval so toe ek die storie nou gehoor het, was dit nie as 'n joke bedoel nie. So dit is eintlik 'n baie ernstige storie met 'n mooi tipe teken. As jy geweet maar Bruce Lee, daar's 'n famous Bruce Lee quote wat sê ek is nie bang vir die ou wat 'n miljoen moves ken nie. Ek's bang vir die ou wat 1 move miljoen keer geoefen het. Dit is Bruce Lee, ja. Ja, maar dan het hy nog 2 arms dan hierdie arme ouetjie. Die arme ouetjie. Ja, arme ouetjie. Het een arm gehad. Maar in elk geval so die les wat ek toe nou daar uit gevat het is dat partykeer kan jou grootste weakness ook jou grootste strength word. So die feit dat hy nie 'n arm gehad of net 1 arm gehad het was sy weakness, maar die feit dat hy hom nie aan sy linkerarm kon gryp nie was sy strength in hierdie spesifieke move gewees. En toe dink ek nou tipies aan aftrede en as Colonel Sanders mediumly ryk was in sy 60s, dan sou hy nooit die jump gevat het om sy grootste strength te bewaar, wat KFC dan nou was nie. So om so ryk te word in jou 60s, vat baie keer dat jy eers 'n terugset nodig het. Terugset, dit klink jy reg, maar ek gaan hom weer gaan. Ag, ek sê maar. Maar in elk geval, so dit is dan nou vandag se storie daai. Ek wil dan bietjie aangaan oor die aftrede ding en om so effektief as moontlik te spaar vir aftrede. Nou, ek het in die laaste 2 weke nou dat klomp keer daaraan geraak dat daar is klomp verskillende bateklasse wat jy in kan voorberei vir aftredes, eiendom en wat ook al, maar ek wil vandag bietjie op die normaalste ene of die een wat meeste mense nou maar op rely oor praat, wat dit nou 'n anniteit of 'n aftree anniteit, 'n RI soos wat die meeste van ons dit ken, bietjie daaroor gesels en net basies 2 punte aanraak wat belangrik is wanneer jy na 'n anniteit kyk. Tegnies 3, ekskuus. Die eerste ene, en ek het al voorheen hierin aan bietjie geraak, is as jy spaar vir aftrede, is daar 'n regulasie wat beheer hoeveel geld jy binne in 'n aftrede anniteit spesifiek. Hier is nou net van toepassing op 'n aftrede anniteit. Hoeveel geld mag jy in verskillende bateklasse sit? Soos Regulation 28, soos ons ken, is hierdie ding wat sê jy mag net soveel in die of soveel in daai bateklas sit. So die eerste bateklas is aandele. So ek gaan nie al die bateklasse noem nie, want almal is nie relevant vandag nie. Maar die een is, jy mag 75% van jou aftreegeld mag in aandele wees. So aandele is een van ons beste groeiende bates. So as jy
meer as 15 jaar weg is van aftrede af, moet jy omtrent die minste jou volle 75% blootstelling in aandele hê. Anders, as jy te veel geldmark blootstelling het, of te veel band blootstelling het, dan is jou belegging te veilig, of te matig, en dan kry jy nie daai goeie groei oor die langer termyn nie. Nou, gelukkig het meeste mense in jou gebalanseerde fondse het jy gewoonlik 'n relatiewe, ten minste 60% gewoonlik blootstelling aan aandele. Die een wat vir my belangriker is om na te kyk is buitelandse aandele. En daarso was dit altyd gewees dat jy net 30% van jou geld in buitelandse aandele mag hê, maar dit het daarom nou onlangs opgeskuif na 45% toe. Ek wil net 'n nota op daai sit wat ek dink vir persone wat dit wat jy noem van hierdie regulasie is die regulasie op die finansiële beplanner in terme van hoe hulle jou geld investeer. Dis nie as ek in beheer is dit soos ek sê dis in konteks van 'n ARY. Dit niks stop my om addisionele geld in die buiteland. Dit is maar net die fonds se bestuur wat die weer soos die wet reguleer sê jy mag die vir risikoverspreiding. Nee. Yes. So dit is nou tipies as jy nou 'n anniteit uitneem, ek is jou finansiële beplanner, jy gee R1000 'n maand betaal in hierdie anniteit in, ek moet seker maak dat die kombinasie fondse waarin ek jou geld belê, moet Regulation 28 compliant wees. So ek moet seker maak dat daar nie te veel aandele in is nie, of nie te veel buitelandse blootstelling is, of wat ook al nie. So ek moet seker maak dat jou R1000 So ek wil 'n interessante vraag vra. So daai onus is op jou, as 'n finansiële beplanner. Is daar iemand wat dit na dit kyk om te sê, het Ernest die regte besluit gemaak? Want hoekom ek so sê is, ek as die kliënt, of wat ek bevind het is, kliënte weet nie die goed nie en hulle kyk nie. Ek vertrou jou Ernest as my beplanner, ek en jy het 'n goeie verhouding, so ek neem aan jy doen die beste vir my, sonder om dit te veto, sonder om dit te check, op te check. Yes. So gelukkig, die tegnologie wat ons in Boerfin gebruik, guide ons op daai goed, so hy gaan onmiddellik, as ek nou jou spesifieke goeders vat, en ek het hierdie mengelmoes van portefeuilles waarin ek jou anniteit geld belê, hy gaan onmiddellik vir my 'n red flag gooi wanneer ek buite die perimeters gaan. So hy vat alles saam en kyk na alles saam en sê, pas op, ja, dit loop hier so naby in die limite. Ek wil sê, dis amper nou weer, ek wil sê, in die lig van AI weer, nee, waar jy tegnologie jou help om beter besluite te neem. Presies, en ek het die laaste dag of 2 wat ek nou bietjie aan AI gedink het, net besef eintlik hoe baie AI al reeds in ons industrie is. Tipies op jou normale finansiële beplanning, ek voer basies data in 'n stelsel in, en daai stelsel gaan kyk vir my na boedelbeplanning en wat jou kostes daar rondom behoort te wees, en hy gaan maak baie van hierdie berekeninge vir my, maak my werk makliker, waar in die ou dae die adviseer self al die somme moes gemaak het, en jou typiese adviseer van 10 jaar, 20 jaar terug, het nie daai somme gemaak nie, dit was 'n polis smous gewees. Dis dit is die snake oil salesman, wat ons almal wat jou plan agter op 'n sigaretboksie gedoen het, en dan om so verkoop het. In elk geval, so die grootste gevaar vir 'n kliënt is dat jou adviseer te Regulation 28 compliant is en nie sekere boundaries op die rand te hardloop nie. Yes. Byvoorbeeld, en ek kan nie verstaan waarom dan net 45% in die buiteland mag belê word, maar 75% in die binneland nie. Want tog is ons nie die sterkste ekonomie in die wêreld nie. Ja, maar hulle wil ons ekonomie bevorder, anders dan gaan die geld uit die land uit. Presies, ja. So dit is nie in the best interest of the client nie, dit is in the best interest of ons society. Ekonomie. Ja. So, dit is byvoorbeeld een wat jy op die randjie moet hardloop. Maar as 'n kliënt weet jy, soos wat jy vandag nou hierso sit,
weet jy hoeveel buitelandse blootstelling jy het op jou fonds? Miskien het jy 0. Jy weet dit nie, maar jy behoort om op die randjie te hardloop. As jy kyk na die rand-dollar, daarso is jy gehedged teen die rand, as jou geld buite is. So nie net gaan jy dalk potensieel beter groei in die buiteland maak as in ons ekonomie self nie, maar as die rand verswak, baat jy ten minste tot 'n sekere persentasie daarin ook. Maar, weet jy, nou nie te tegnies oor dit raak, ek is net nuuskierig, wat as die, veronderstel ek het nou R100 en ek sit R45 of in effek, deur die retirement annuity kom 45% van my, R45 van my belegging in foreign shares. Nou groei die foreign shares se waarde, een of ander iets cool gebeur en die plaaslike goederes krimp in waarde. Nou rek daai proporsie uit. Hoe toggle jy dit? Moet jy nou heeltyd uithaal en weer mag jy weer insit dat dit net heeltyd so op daai margin en hoe gereeld moet jy dit doen? So ongelukkig moet jy om rebalance. So dit is, jy sit dit in, afhanklik is dit reg, nou het jy 'n skieter, nou moet jy die skieter kort knip, om weer te rebalance, want nou is jy uit balans uit. So gelukkig weer eens het ons die tegnologie om die hele tyd vir ons te wys wanneer jy uit balans is, dat mens changes kan maak daarso en seker maak hy's weer reg. So beskerm dit julle. Aan die ander woorde, as jy nou, ek het uitskieter en oormôre is die buiteland 75% van my portefeulje, gaan julle in die moeilikheid kom? Of wat is die gevolg daarvan? So dan is jy buite regulasie. Is ek alright nog? Ja, natuurlik. Ek moet hom nou net weer terugbring. So, en meeste van die groot maatskappye doen dit. So, as ek sê maar jou geld in een fonds belê, wat so sê maar ABC investment fonds belê, S&P 500. Kan jy hulle toeloops in die S&P 500 in die buiteland? In die buiteland? Ja, so daar's altyd 'n fondsbestuurder en die fondse het 'n sekere hoeveelheid blootstelling. Binne-in maar self jy wie dit is. Ja, jy kan gaan kyk waar jou geld in die buiteland belê is. En hulle sal besluit wanneer die 500 die beste is, of wanneer jy Nasdaq of waar ook al jy dit dan wil belê. Ek wil nou nie te veel net op hierdie een aspek fokus nie, maar die belangrike deel is om seker te maak, buitelandse blootstelling moenie 'n te konservatiewe belegging hê of 'n portefeulje hê waar jy net 'n 5 of 'n 7% internasionale blootstelling het, as jy mag 45% blootstelling hê nie. Dan die volgende ene is gelyste eiendom, mag jy 25% aandele in hê. Nou, gelyste eiendom is 'n kontroversiële ding, baie keer, party mense, kyk, hy fluktueer nogals baie. My opinie, en hierdie is nie advies nie, hierdie is net 'n opinie, is dat ek dink gelyste eiendom in die toekoms nou weer lekker gaan groei. Hy het nou sy gat mooi gesien in COVID tydperk, en ek dink die mense se tropdier kantoor gaan weer groter word, nie noodwendig soos wat dit pre-COVID was nie, maar dit gaan weer 'n rol begin te speel, en behuising kan ook daaronder val. So, daaroor wil ek nou nie te veel van 'n opinie gee nie, maar die volgende ene is dat jy mag 15% private equity blootstelling hê. En ek voel dit is die geleentheid vir groei in 'n portefeulje, om seker te maak dat jy daai 15% gebruik. Die beleggingshuise begin nou eers bietjie meer die waarde in private equity te sien, want dis die differentiator. Die binnelandse equity, daar is net soveel maatskappye op die JSE, hulle word daagliks minder, daar's meer maatskappye wat die registreer as nuwe maatskappye wat noteer, en jy het net soveel om uit te kies. So die een maatskappy, die een beleggingshuis en die ander beleggingshuis, hulle belê nie dieselfde goed. Die een belê net bietjie meer in die en minder in daai een, maar dit wat jou die edge kan gee op 'n volgende beleggingshuis, is wat maak jy met jou 45% buitelandse beleggings, wat maak jy met jou 15% private equity, en dit is wat jou beter of slegter beleggingshuis kan maak as die volgende ene. Wat het jy idee van daai grootte van daai
maatskappy, ek neem aan dit is definitief nie start-ups nie, daar van die private equity, wat is die typiese, hoe lyk hy maatskappy en industrie? Om 'n simpel voorbeeld te noem, is daar so 'n beleggingshuis het onlangs 50% van WeBuyCars gekoop. En WeBuyCars is 'n tipiese private equity waar jy nou goeie, so nee, dit is nie 'n start-up. So dis amper die biljoen rand se maatskappy. So dit klink amper vir my soos wat ou nuus is wat die fondse die malls gaan bou het en uitvier het. Dis is amper dit die private equity het 'n nuwe definisie of 'n nuwe geur. Ja. Dis nou meer die besigheid self, nie noodwendig gaan bou die mall en Ja, so jy soek 'n maatskappy wat al klaar 'n biljoen sterk is, maar hy 2 of 3 direkteure en ek meen daai geld wat hierdie beleggingshuis vir WeBuyCars gegee het om halfte van hulle maatskappy te koop, het hulle toe nou basies gebruik om die wat het hulle gekoop die Droom. Die Droom. Randburg. Yes. En hulle het hom gaan koop. Met Droom, nie Droom. Nie Droom nie. Dis 'n duur Droom. En dit het hulle in staat gestel om hulle besigheid next level te scale. En ek dink op hierdie stadium hulle domineer die tweedehands kar industrie. Ja, want ek dink dis Atterbury se fonds wat WeBuyCars gekoop het en ek dink is die Dome nie daar by Northgate. En ek dink amper hulle besit ook Northgate. Is die ou MTN Dome. Ja, en Coca-Cola. Wat is nou die WeBuyCars Dome? Ja, en hy is nou vol karre. Sure. In elk geval, so dit is die verskillende, die eerste tip wat ek wil gee is, weet waar jou geld belê, sodat jy actually die voordeel uit daai paar regulasies uit kan kry. Die volgende ding waarna ek wil raak is dan, as jy nou begin te spaar vir aftrede, is daar 'n paar belasting implikasies om in ag te neem. Nou die eerste belasting ding wat ek oor wil praat is, mense kry, dit raak baie keer bietjie confusing vir mense, maar jy kry 'n voertuig om in te belê. 'n Voertuig is nou dat ons praat van WeBuyCars, jy kan in 'n voertuig belê. So 'n voertuig kan tipies wees soos 'n anniteit of 'n belastingvrye rekening. Dit is die vehikel waarin jy belê. Dan is daar nou portefeuilles waarin jy kan belê. Dit is soos jy kan in hierdie moderately aggressive portefeulje van een van die groot huise belê. So dit is basies die petrol vir die vehikel. So nou praat ons vinnig hierso oor anniteite, en nou as jy 'n portefeulje in het, elke keer wat jy 'n verandering op 'n portefeulje maak, dan is daar sekere goederes wat verkoop word. So as jy 'n bietjie groei gemaak het op 'n portefeulje, nou maak jy 'n verandering, nou is daar belasting, aandeel, soos withholding tax. Ek sou vir oom Theo moet vra wat dit in Afrikaans is. Hy dink vir al hierdie goederes Afrikaanse name uit. In elk geval, daar's ons nou 'n withholding tax. So elke keer wat jy portefeuilles verander binne in jou belegging, is daar belasting implikasies. So my advies daarso is om 'n goeie advies te kry, langtermyn. Advies verander nie dag tot dag nie. Goeie advies is 'n langtermyn advies, en los daai goedjies uit, nie die hele tyd 'n veranderingkie gaan maak nie. Dan 'n klein bietjie strategiese manier van belasting, en dit is waar ek dink die advies belangrik is in 'n persoon tot persoon manier, en waar AI nie altyd sal kan oorneem nie. Dus ek het onlangs, ek sê onlangs, so net voor COVID, het ek hierdie paartjie gaan sien. Die man was 'n baie suksesvolle eiendomsagent gewees, hy het sy eie agentskap gehad, baie goeie geld gemaak, en gelukkig baie goeie finansiële advies op daai stadium gekry, en goeie disability en al daai goed gehad. So op 'n stadium het hy 'n beroerte gehad, en het baie sleg begin te gaan, en sy disability moes toe hom uitbetaal. So hy trek maandeliks 'n salaris nog steeds van die versekeraar af. Nou, inkomstebeskermer is betaal belastingvry uit. So hy kry nou hierdie bedrag geld elke maand
belastingvry. Maar dit hou op 65. So hy moet nou spaar vir aftrede uit sy maandelikse inkomste uit. Maar oordat hy nie belasting betaal nie, het hy nie 'n belastingvoordeel op sy anniteit nie, want dit was gekoppel aan jou inkomstebelasting. Waar sy vrou werk en sy betaal 33% belasting. So net deur om daai R5,000 'n maand wat hy wegsit vir aftrede, eerder in sy vrou se naam, en hulle is binne 'n gemeenskap van goedere getrou, en net om dit te skuif op haar naam, waar sy 'n 33 plus minus % belastingvoordeel kon kry, het ek daai R60,000 'n jaar wat hulle in die fonds inbetaal, het hulle 19,800 daarvan teruggekry in belasting. So net deur om bietjie kreatief daarso te wees. So dis omtrent 'n derde Ja, nice. wat terug. Nou as jy nou en hierdie som het ek nou nie eers gaan maak nie, maar as jy nou daai 19,800 Herbelê weer, nee. terug in En daai compound, fonds insit en die compound effek daarvan oor 15 jaar, dit wys jou net wat simpel belasting besluite aan jou fonds kan doen as jy dit nie reg speel nie. En 'n waarskuwing teen DIY en quick fix en cheap quotes en swapping policies en somme vinnige advies en goeders. Presies, ja, so daai belasting kan 'n groot implikasie hê op die eindproduk die dag wat jy moet gaan aftree. En jy weet dit nie. As jy nie kwaliteit advies kry nie, gaan jy nooit weet die foute wat jy maak nie. En inteendeel het hulle op daai stadium 'n ander adviseur gehad, maar hy het dit nie raak gesien nie. En toe ek daai klein tweak gemaak het, En hulle oop. toe gaan hulle oop en besef toe nou, jessie, maar ons verloor meer as R19,800 'n jaar net oordat ons nie 'n klein tweak maak nie. Die volgende ding waaroor ek dan so net vinnig aan wil raak en hierso is kostes, so bo en behalwe die belasting aspek, die kostes komponent binne in 'n belegging. Nou daar sou ons hoofsaaklik 3 kostes wat jy binne in 'n tipiese belegging sal betaal. Nou, daar is ons 'n studie onlangs gedoen en 49% van Suid-Afrikaners wat belê, is nie eers bewus dat daar 'n kostekomponent is nie. Hulle weet nie, daar is ons 'n kommissietjie betaalbaar nie, hulle weet Hulle nie. verstaan nie hoekom kan Old Mutual al hierdie marathone sponsor. Ja, En sulke mooi kantore hê. presies, ja, en die ouens drink lekker koffie daar op hulle leerbanke. Ja. Wie betaal daarvoor? Kan eins, ja. In elk geval, so die eerste ene is die fondsbestuur fooi. En dit gaan vir daai slim ouens wat jare lank gestudeer het, sodat hulle beter kan raai. En Dit is nie. En daai ouens, jy kry nie 'n arm fondsbestuurder nie. Hulle bly in mooi huise, hulle ry mooi karre. En hier kom die AI nou weer in. AI is besig om daai ouens eerste te target. Al die groot... Want hy hoef nie 'n Porsche te ry nie. Hy hoef nie 'n Porsche te ry. Hy hoef nie in Stein City te bly nie. Hy mou nie oor die koffie nie. Maar hy wil in 'n nice data center wees. Hy wil 'n nice, daar 'n goeie aircon wees. In elk geval, so dit is waar ek 'n groot verandering in die toekoms van belegging sien. En dis waar ek excited is dit gaan daai fondse drasties afbring. Nou het jy 5 geleerde mense wat 1 keer 'n maand bymekaar kom en gesels oor wat hulle dink potensieel dalk mag gebeur. Dis 5 groot salarisse, dit is 'n stadige proses, want hulle kan nie net reageer nie, want die 5 moet eers saam praat. Dis meeste multi-manager assets, dis klomp asset managers wat saam oor 'n ding moet besluit. Dis nie quick nie, dis nie instant nie. Honderde rond is ching chong cha. Presies. Daai kant. Ja, baie ching chong cha wat moet gebeur voor Dis check, dalk is dit rarig daar. Gooi almal in die fishbowl. karsleutels. In 'n geval.
So ek is excited om dit te sien. So ek weet dat meeste van die groot beleggingshuise hardloop nou al vir 'n paar jaar in die agtergrond met AI-sisteme om te kyk hoe perform die AI-sisteme teenoor die 5 fondsbestuurders. Nou, weer eens, die AI kan beter onthou die data wat al gebeur het. Hy is nie emosioneel nie, hy het nie 'n ego nie, en as jy al daai goedes uit kan haal, dan sit jy met die perfekte fondsbestuurder. En ek sien uit om meer daarvan te sien. Maar in elk geval, so dit is die eerste kostekomponent in jou belegging waarna ons dan kyk. Die tweede ene is 'n platformfooi. Nou die platformfooi is nou die beleggingshuise se platform wat jy nou online kan gaan of jy kan die call center bel of jy kan op verskillende maniere met daai platform of via jou finansiële adviseur met daai platform kommunikeer. Weereens 'n AI komponent wat daar inkom, want daar's minder mense nodig om so 'n platform te bedryf deesdae. Ek weet actually in die industrie is daar al 'n paar platforms wat letterlik net deur 1 of 2 mense beman word, want dit is so digitaal, die salarisse word so min, die kantoorspasie word minder, jy kan dit letterlik van 'n huis af so 'n platform bedryf. En ek sien uit na die toekoms om te sien hoe daai fondse of fooie ook drasties kleiner gaan word as gevolg van tegnologie. Ja. Ja, jy kan uitbrei na boer fintech. Boer fintech. Of boer techno. Ja, boer techno. Boer techno. Ons van die geld kyk. Diversifiseer 'n bietjie. En dan die derde en laaste komponent is dan die een wat die sensitiefste is. Kyk, mense sal maklik betaal vir die platform fooi, hulle sal maklik betaal vir die fondsbestuurders. Maar die ou wat hom gehelp het, moet net nie iets wil wen nie. Ja, maar die ou wat vir jou R19.800 op 'n simple tax ding spaar, hy moet nou net nie te kom gretig raak met my nie. Maar in elk geval, maar ek stem saam met daai mense, en die slegte ding, dat meeste mense nie eens weet hulle betaal kommissie aan daai persoon wat vir jou advies kom gee nie, is scary. Maar is daar nie openbaringsverpligting? Absoluut. Dat is nie net moet ek vir jou sê wat se persentasie van vat ek nie, ek moet vir jou sê hoeveel daai ek moet 'n randwaarde vir jou wys en jy moet langs 'n teken. Maar mense is kreatief en hulle kom om daai op 'n maklike manier, want kyk, as halfte van die land nog steeds nie weet daarvan nie, maar hulle het langs dit geteken. Dit is nogals kreatief om dit reg te kry. So adviseer. Teken hier en hier, dankie. Ja, jy lig net die bladsy, nie die hoekies van die bladsy. Teken hierson. In elk geval, dan op 'n lumsombelegging mag die adviseur tot en met 3% van die fondswaarde as 'n upfront kommissie vat. So op R1 miljoen is dit R30.000 wat mens as 'n fooi daarso kan vat. En dit raak nou drasties veral en half amper belaglik as jy nou praat van R10 miljoen. Want om R10 miljoen te belê is nie regtig soveel meer werk as om 1 miljoen te belê nie. Maar ek weet nie hoe maar die hoeveelheid gat wat jy moet kruip om by daai persoon uit te kom. Ja, hoeveel kickbacks jy moet koop wat ook onwettig is, maar in elk geval, ek kan nie justify om R300.000 kommissie op een belegging te vat nie, en ek glo nie enigiemand is veronderstel om die maksimum kommissie daar te vat nie, maar meeste mense weet nie. Jy mag ook 1% per jaar vat om dit te diens, om seker te maak elke jaar, en dan nou vir daai 1%, daai R10.000 op jou R1 miljoen, print meeste adviseurs vir jou 'n jaarlikse staat, en e-mail hom vir jou, en dit het jou R10.000 gekos. So die ironie van die saak is, in ons bedryf, beter advies is goedkoper, en jou duurste advies is gewoonlik die slegter advies, en dit is jammer dat ons industrie so werk, maar die ouetjie wat laasweek begin werk het in die maatskappy, hy is desperaat vir daai geld, en hy gaan die volle R30.000 upfront vat, want hy het nog nie iets om op terug te val nie.
Maar jou adviseur wat nou al 20 jaar aan 'n beleggingsboek bou, het al stabiliteit en hy het nie meer die geld soveel nodig nie en sy fooi gaan 10 teenoor die laagste wees. So my advies is om mooi te kyk wat se kwaliteit advies kry jy teen wat se fooi voor jy enige commitments maak. En dit is dan nou fluit, my storie is uit. Dankie Pius. Julle moet 'n lekker, ek moet Wits Universiteit toe skiet. Dankie manne, is heerlik soos altyd, jy moet heerlike naweek hê. Byt vas met ons is nou oor die hobbel, bult met die monk mode. Ek dink dit die ergste. Don't lose momentum en oor 2 weke is dit monk mode. Monk mode vir ontbyt. En dankie geluister het. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek, wees veilig en ons gesels weer volgende week. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.